Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand, waar en wanneer jy ook al luister en welkom by Straatwys. Nou as jy al 'n klein bietjie hier in die Wes-Kaap by hierdie kusdorpies soos Kleinmond rondgeloop het, sal jy dit oral oor rondom jou raak sien. Want daar's die heeltyd oop erwe, sommige teen die see wat peperduur is en gekoop as 'n belegging en ander meer in die binneland in, maar oral lê daar stukke grond wat wag, stil en geduldig is. Nou daar is twee soorte erwe wat jy kry. Daar is die erwe waar die eienaars respekvol is vir die mense rondom hulle en so aan. En die gras word gesny en die rommel word opgetel en die erf is oop en sigbaar en dis asof daai erf so klein bietjie asemhaal. En dan is daar daardie erwe waar die natuur maar net sy gang gaan. Bosse groei wild en onkruid neem oor en ou rommel lê en versamel en niemand sien eintlik meer waar die erf begin of waar dit eindig nie. En dis snaaks of dalk baie menslik wat dit aan 'n mense binne kan doen wanneer jy by hierdie erwe en hierdie tipe erwe verbystap. Nou as jy by 'n skoon erf verbyloop, voel dit sommer net beter, né? Iets in jou kom tot rus en jy voel hier is orde, hier is sorg en hier gee iemand aandag. Maar as jy by 'n onnetjiese erf verbyloop, dan voel jou siel sommer so effens ongemaklik. Nie omdat dit 'n beter erf is nie, maar omdat chaos altyd iets in ons wakker maak. En nog iets interessant is, op erwe wat onnetjies en bebos is, gooi mense dan wat daar verbystap ook makliker hulle rommel, hulle blikkies, hulle sigaretstompies en dink, ag, dit maak ons nou nie saak nie, dis klaar 'n gemors hier. Maar op die erwe wat skoon en oop is en netjies is mense minder geneig om rommel te gooi. Want alles is sigbaar, jy kan dit nie wegsteek nie, jy sien dadelik die effek van jou aksie raak. Nou hier so teen die einde van die jaar en vakansietyd, wanneer dinge effens begin afskaal, dan begin mense ook vir jou vra, en hoe was jou jaar? Nou wil ek jou vandag iets vra. Hoe lyk die erf van jou lewe? Nie die prentjie wat jy vir ander mense wys nie, nie die Instagram weergawe nie, maar daardie erf binne in jou. Daar waar jy in jou eie is en dink oor jouself en kan eerlik wees. Nou dalk is jou erf vol gebou, vol verhoudings en werk en verantwoordelikhede en drome, maar is nog steeds onnetjies. Daar lê goed rond wat lankal moes weggery geword het, né? Ongesêde woorde, dalk ou seer en onverwerkte teleurstellings binne in jou. Dalk is jou erf half leeg. Jy het groot drome, jy het gekoop, maar jy het nog nie begin bou nie. En intussen het die onkruid begin intrek, selftwyfel, vrees, moedeloosheid. Of dalk is jou erf nie perfek nie, maar dit is versorg. Jy sny nou en dan die gras daar en jy tel die rommel op en jy kyk eerlik na wat daar lê. Die Bybel sê in Spreuke 4 vers 23, bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Met ander woorde, jy is verantwoordelik vir die erf daar binne in jou. Nie vir alles wat daarop geland het nie. Party dinge is deur die storms en die weer en die wind op jou erf ingewaai, of deur ander mense deel van jou lewe gemaak, of seer ervarings daar neergesit. Maar jy is verantwoordelik vir wat jy daar laat bly, wat jy daarmee doen. En hoor mooi, God verwag nie 'n perfekte erf van my en jou nie. Hy vra nie 'n netjiese skouperd lewe nie. Hy vra 'n eerlike erf. 'n Erf waar jy bereid is om te sê, hierdie ding dien my nie meer nie. Hierdie bosse moet gesnoei word. Hierdie goeters, hierdie rommel moet weggery word. Ek het dit te lank al geïgnoreer, maar nou gaan ek iets daaraan doen. Want net soos met daardie oop erwe in Kleinmond of langs die kus, wat oop en sigbaar is, word makliker versorg. Wat toegegroei en weggesteek is, lok nog rommel. En die waarde daarvan kan dalk dieselfde wees, maar dit lyk net onaangenaam. Dalk nie vir jou wat nie daar bly nie, maar vir die mense wat reg rondom jou is. En miskien is hierdie Desember nie die tyd om alles reg te maak nie, maar miskien is dit die tyd om te kyk, om eerlik te loop deur jou eie erf, om te vra, wat bou ek van hier af verder? Wat moet ek afbreek? Wat moet ek terugsny? Wat moet ek uiteindelik laat gaan en ophou dat dit my geluk en my erf laat vuil lyk? En dalk, as jy begin sorg vir jou eie erf, nie vir ander se goedkeuring nie, maar uit respek vir jouself en vir God, sal jou siel weer kan asemhaal. So vandag wanneer jy by die erf van jou lewe verbyloop, laat dit jou herinner, hoe lyk my erf?
En watter klein stappies kan ek neem om dit 'n bietjie leefbaarder en mooier en netjieser te maak? So tot ons volgende keer weer saamloop, loop straatwys.